Volspoed, episode 15 en hierdie is dalk 'n bietjie van 'n gewaagde stukkie. Renier is nuuskierig oor wat daar tussen oom Christo en tannie Rosaan aan die gebeur is, maar hy sal dit nie waag om agter te bly of te probeer om hulle af te luister nie. Buitendien kry Melanie hom aan die hand beet en sy sleep hom agter haar aan, karparte toe. Sy weet duidelik waar die stoorkamer is. Dan los hy sy hand en hardloop vooruit. Kom jy? Ja man. Hy hoop net tannie Rosaan is alright. Hy wonder wat dit is wat hom Christo so ontstel het en wat hy vir haar wil sê. Maar dan wys Melanie vir hom, kom help. Sy sukkel om die skuifdeur oop te kry. Die wind skep boonop haar korter as kort rompie en Renier voel hoe sy oë dreig om te pop. Hy sien nie net haar volmaakte bene raak nie, hy sien ook die grys onderbroekie wat uitsteek. Sy het haar rooi truitjie uitgetrek en 3 van haar wit skoolhempie se knope boot losgekom. 2 stywe borsies in 'n wit bra staan punt in die wind en wys dat sy reeds vrou is. Weet sy dat sy haarself half uit haar klere gehardloop het? Die speeksel in Renier se mond droog op. Sy ore begin sing en hy kan net raai waar al die bloed wat sy brein moet voed so ongevraagd heen is. Hy vat die deur met sy lyf half bo oor hare vas en trek dit oop. Die volgende oomblik kry Melanie hom aan die das beet en sleep hom agter haar by die opening in. Daarna spook sy om die deur weer toe te kry. Nee, die deur kan seker oop bly, protesteer Renier se lippe, selfs al is sy verstand nou in 'n warboel. Is jy nou mal? Wil jy hê iemand moet ons sien? Sien wat doen? Vra hy. Renier, is jy regtig so onnosel? Nee, juffrou Campbell het self gesê, hy's 'n man met potensiaal, wil hy antwoord. Kom nou Renier, wil jy of wil jy nie? Wil ek of wil ek nie wat nie? My boyfriend wees. Met haar keis? Natuurlik. Liewe aarde, watter seun sal nie Melanie se kerel wil wees nie? Ja, ek wil, antwoord hy. Nou haal dit uit, dat ek kan sien. Haal wat uit? Wat is haar storie? Wonder Renier, toe sy aan sy klere begin trek. Hy staan terug en haal sy das verontwaardig uit haar hande. Alright, ek verstaan nou net mooi alles. Dit is hoekom jou oom ook so nors met vroumense is. Hy is 'n moffie en jy is ook besig om een te word. Nee man, is jy nou simpel? Buitendien was oom Christo op 'n stadium getroud met een of ander mejuffrou Suid-Afrika. Wie? Met watter een? Daag sy hom uit. Hy hands up. 'n lookalike blykbaar. Ek onthou nie haar naam nie, maar ek sal my ma vra as jy wil weet. Melanie staan weer nader en trek weer aan sy klere. My ma sê jou oom behandel vrouens professioneel, polities korrek. Wat weet jou ma van my oom af? Klim Renier op sy perdjie. Oom, my ma sal weet. Ek weet, sy het hom getraai. Hy eet mos partykeer paplunches daar by die hotel se kroeg. Dis daar waar my ma gewerk het. Melanie sug diep en skud haar kop oordrewe simpatiek. So jammer dat sulke mooi ouens soos julle lost is vir die human race. Wat bedoel jy daarmee en hoe getraai? Vra Renier agterdogtig. Hy ken mos sy oom. Die man sal untraable wees. Elke vrou het mos maar haar eie taktieke, the secret language of sensuality. Melanie stuur haar tong oor haar lippe. Renier voel skielik so bietjie soos 'n perdeby in 'n spinnekopweb. Iets sê vir hom, hardloop terwyl jy kan, maar dan aan die ander kant kan hy homself net voorstel hoe sy naam gaan tottie maak by die ander ouens as sy hakskenne wys en homself in sy oom se wit en rooi kar gaan toesluit. Dalk moet hy homself dan maar net oorgee aan wat sy wil doen. Miskien moet hy kyk en leer.
Miskien is sy besig om net grappies met hom te maak. Spot sy dalk met hom. Sy pruil haar lippe effens. Dan wil sy gesoen word. Hy buik vooroor en sit sy mond oor hare. Dit werk blykbaar van sy beurt teen hom vas. Ok, dit is net te erg, nee. Daarna staan sy terug en toe daag sy hom uit. Wys my wat jy het. Waar? Nee! Hy trek terug toe sy hom aan sy gordel nader trek. Haar lippe vou weer warm oor syne. Sag, sensueel, terwyl sy haar lyfie teen hom vaswring. En toe druk sy haar tong onverwags in sy mond. Genigtig, sy sal mos maak dat hy in sy onderbroek mors. Hy probeer wegstaan voordat sy agterkom hoe onbeholpe en buite beheer hy eintlik voel. My oom gaan ons kom soek, sê hy toe hy sy mond terugkry. Hy gaan vir my pa sê wat hier aan die gang is. Hy probeer wegtrek toe sy haar hand voor by sy klere indruk. Hy wil met albei hande keer, maar sy sit een daarvan op haar eie bra en borsie. Dit is die eerste keer dat hy daar aan 'n meisie raak. Sy middelman is nou so styf, hy gaan oopbars of oorkook net daar in sy klere. Toe druk sy die een kant van haar grys broekie weg en sit sy ander hand oor die sagte warmte van haar vrou wees en daar ontplof hy. Ag nee man, kon jy nie so bietjie langer uithou nie? Melanie trek haar hand uit en vies gryp sy 'n vuil lap om mee af te vee. Sorry man, miskien 'n ander keer, maar wat as? Hoe ver wou jy gaan? Hy wys na haar en toe na hom. Hy weet mos hoe om babas te maak. My pa sal my vermoor as ek. Reneer, ontspan. Ek is lankal op die pil. Dink jy my ma sal my met 'n 18-jarige ouetjie laat uitgaan sonder dat ek iets gebruik? Ons is mos nie stupid nie, man. Ok, dankie. Ek is baie bly om dit te hoor. Hy trek sy hemp uit sy broek. Die blerrie ding is nat. Hy trek sy trui af om het toe te maak. Nee man, vat die lap en vee af, giggel Melanie, want daar buite hoor hulle hoe oom Christo Renier se naam roep. Renier gril tot in sy tone vir die vuil lap, maar hy druk het in sy klere en vee haastig. Hy staan nog en wonder wat om met die lap te doen, toe Melanie dit by hom gryp en iewers heen slinger. Net betyds, of was dit betyds, want daar staan oom Christo al in die deur. Renier stap voor Melanie in. Hy hoop net sy onthou om haar hemp se knope weer vas te maak. Oom Christo se oë trek, skreefies. Hy kyk nie kar onderdele nie, sien Renier. Hy kyk na hom en Melanie. Oom Christo analiseer en som op, soos wat hy 'n slegte ongeluk, waarop hy afgekom het, eers van die kantlyn af sal bekyk. Toe sê hy, kom Renier, ons moet ry. En Renier weet, dat sy oom presies weet wat hier gebeur het. Vir die eerste klompie kilometer is daar 'n doodse stilte in die kar. Na by die huis sê sy oom, Renier, moenie goed in jou lewe doen, waaroor jy later gaan spyt wees nie. Ek weet toe werk die hitte van die oomblik, maar daai gultjie is te oud en te wêreldwys vir jou. Reg oom Christo, en dankie oom Christo. Renier klim uit en gooi sy skooltas op sy skouer. En ek sê ook dankie vir die lift en dat ons na die ou kar kon gaan kyk het. Dis reg Renier. En uiteindelik glimlag sy oom vir die eerste keer. Gaan trek jouself reg en moenie dat jou ma en susters jou so sien nie. Christo is bly dat hy so kortkop voor sy ouers by sy huis aankom. Hy het tyd nodig om tot verhaal te kom. Nie net oor die onheiligheid wat beslis tussen Renier en Melanie gebeur het nie. Dit is seker nie regtig sy besigheid nie, behalwe dat wanneer die seun in sy sorg beland, hy gewoonlik die verantwoordelikheid van pa speel, aanvaar.
En hy het soort van, toe hy gewaarsku het dat die meisie te oud en voor op die wa vir Renier is, seker die regte ding gedoen. Maar aan die ander kant weet hy ook mos hoe werk 'n seun se ego, ouer meisies, en hy glo hy is die kat se snor. Christus stap vinnig deur sy huis. Dit is netjies, soos wat Esta dit Woensdag in sy afwesigheid gelaat het. Terug in die kombuis skink hy vir homself 'n glas lemoensap en toe gaan sit hy vir 'n paar oomblikke in die sitkamer en hy dink aan die ander storie. Sy hart wil breek as hy aan Rozaan dink. Hy het geweet dat haar damwal naby aanbreekpunt was, dat sy gaan huil en toe stuur hy hulle almal uit. Hy het voor haar gaan staan en sag met haar begin praat, sodat sy nie kan weghardloop wanneer haar emosies vir haar te veel raak nie. Dit maak seer, ek weet, dit was sy eerste woorde. Eintlik het hy glad nie geweet waar om te begin en wat om regtig te sê nie. Hy het net geweet dat die roof wat die gif in haar gestel hou, moet af. Om iemand te haat maak seerder as wat dit die een vir wie hy haat seer maak. Veral as hy reeds dood is en dinge nie meer vir homself kan regmaak nie. Hy het in haar pragtige, donkerbruin oë gekyk, seker gemaak dat sy vir hom luister. Veral wond dit dieper as jy dit voor sy dogter sê, wat probeer om die mooi wat sy van haar pa en boetie het te onthou. Haar oë het begin swem, toe hy sê, maar ek kan nie, en ek wil nie vir jou preek nie, ek is nie jou dominee nie. Hy het sy hand gelig, hy wou aan haar wang raak, toe besluit hy, liewer nie. Hy sê, ongelukkig gebeur, ongelukkig, dit is hoekom hulle daarvan praat as 'n ongeluk, nie jou man nie, en veral nie jou seun het dit beplan nie. Dit was 'n sameloop van omstandighede, 'n nare sameloop van omstandighede, en toe is dit verby is. Wat meer is, jou man was nugter genoeg om te vra oor jou seun, toe ek oor hom gebuk het. Hy was vreesbevange dat sy kind iets oorgekom het in die ongeluk. En jou seun aan die ander kant het sy bes probeer om die bakkie met sy pa van die spoor af te kry, uit die pad van die aankomende trein. Wat daar gebeur het, het my amper my eie loopbaan gekos. Dit het my diep geraak. Maar weet jy wat my na die tyd weer aan die gang gekry het? Rozaan het haar kop geskit. Nee, sy weet nie. Een groot traan het stadig opgedam en uit haar oog begin loop. En toe die ander oog, maar daar was afwagting en hoop. 'n Strooi halmpie het sy geglo om aan vas te gryp. En hy dink, hy hoop, hy glo, hy het dit vir haar gegee. Liefde, het hy gesê, die liefde wat ek ervaar het van jou man vir sy kind. Bert, sy naam was Bert, het sy gesnik. Ja, dit wat Bert vir jou seun, Sean het sy gesê, vir Sean gevoel het en vice versa. En ek weet, as hulle albei kon kies, sou hulle op daardie oomblik beslis eerder by die huis wou wees, hier waar hulle gesin gewag het, as hulle die horlosie kon terugdraai. Maar daar was liefde, ek het liefde ervaar. In daardie stadium het Rozaan oorent gekom. Hy het gedink sy gaan beklei om weg te kom, maar toe hy haar kop sag teen sy skouer vasgedruk het, het sy hartverskeurend net daar teen hom gestaan en geruk soos wat sy huil. Uiteindelik is sy opgelig en een van die servette op die tafel gevat om haar neus te blaas. Toe sy gevra, Christo, nou na die tyd, dink jy hulle is okay, dokter? Dink jy hulle het vrede waar hulle nou is? Daar is mense wat sê dat hulle die twee soms daar langs die treinspoor sien staan, dat my man en seun nog nie aanbeweeg het nie. Wel, ek glo dat mense vrede het, of hulle aanbeweeg het,
of waar hulle siele ook al is na die tyd. Ja, ek glo daar is vrede. En hulle smag na vrede tussen die mense wat op die aarde agtergebly het. En liefde, vergifnis, glo ek, miskien is dit wat hulle hier hou, as hulle nog nie aanbeweeg het nie. Die feit dat hulle nog nie vergewe is nie. En miskien verdien hulle dit, nadat hulle die pad hier voltooi het, om te onthou, en te onthou te word vir die beste wat hulle was. Sien jy kans om hulle te vergewe en hulle te onthou vir die beste wat hulle was? Al is dit dan net vir jou dogter Siska? Vir Siska het sy deur haar trane gesê. Uiteindelik het Christo haar laat gaan en teruggestaan. Hy het op sy horlosie gekyk en haastig geraak. Maar Rosanne het hom op daardie oomblik aan die wonder gesit. Natuurlik wonder hy ook dikwels daaroor uit die aard van sy werk. Rus al die siele wat met geweld uit hulle liggaam verjaag is regtig? Moet mense hulle laat troos deur 'n vreedsame uitdrukking op hulle naasbestaande se gesigte wanneer hulle die oorskot gaan uitken? Kyk, hy volg verskeie bladsye en groepe op Facebook, want natuurlik het hy al sy eie kwota onverklaarbare en bonatuurlike ervarings beleef, wanneer hy so alleen op 'n toneel aangekom het. Hy het al gewens om met iemand daaroor te kan praat, maar hy kan nie. Hy weet in elk geval nie met wie nie, want hy moet sterk lyk en sterk bly. Na vandag sal hy in elk geval nooit vir Rosanne kan vertel wat hy juis op een van daardie groepe op Facebook gesien het nie. 'n Skrywe van 'n treindrywer wat op 'n bladsy geskryf het dat hy by daardie einste kruising die mees bizarre visioen gehad het nie. Die trein verminder gewoonlik spoed wanneer daar 'n kruising voor hulle opdoen. Die man het opgestaan om die spoed aan te pas en die sirene te kom blaas. Hy doen dit toe, al is die spoor voor hom oop en die signale ooglopend toe. Maar toe moes hy skielik weer kyk, want daar op die spoor verskyn 'n bakkie, asof uit die niet, dwars in sy pad. Aan die enginekant van die bakkie het 'n jong seun gestaan en daar stiglik gespook om die voertuig weg te stoot. Sy oë groot en donker en hy het opgekyk in die lig en geraas wat op hulle afpyl. Die arme drywer het remme getrek en gewag vir die slag. Maar toe gebeur daar niks. Van die volgende oomblik was daar niks. En amper wip Christo van die skrik toe sy pa voor die hek staan en toet. Hy staan op en gaan sit die leeg glas in die kombuis se wasbak. Hy hoef nie die hek vir sy ouers oop te maak nie. Hulle het hulle eie remote. Maar sy pa toet hom vir hom te sê, ons is hier. En dit is lekker om sy ouers op hierdie Vrydagmiddag daar by sy huis te ontvang. Sy pa parkeer sy Toyota Camry 300, vlaggenskap van Toyota, op sy dag, deur onder die afdak. Die kleur van die kar is hemelsblou en sy pa is heilig op die ding. Net soos wat hy heilig is op die vrugtebome, wat hy sommer so met die intrapslag na die eerste koffie en koek al begin snoei. Ma vaar die kombuis in, sy kook 'n storm los, dan skep sy dit mos gewoonlik in bakke en mikrogolfoondborde, en as dit afgekoel is, dan vries sy dit in die groot ysvrieskas wat hulle vir Christo daar gelos het. Dan raas sy natuurlik eers met hom, omdat die meeste van die kos nog net so daar in die vrieskas is, soos wat sy dit laas ingepak het. Maar vandag raas sy met hom, omdat die vrieskas byna leeg is, en hy haar nie laat weet het nie. Sy moes lankal kom kook en aanvul het nie. Marie en die kinders kom so teen 6:00 oor. Ma het hulle genooi om te kom saam eet, sê sy, gekookte kos. As sy en pa hier is, maak sy of dit nog hulle huis is, en Christo laat haar maar begaan. As sy wil vrou van die huis speel, mag sy maar.
Hier is nie iemand anders wat daai rol kan vertolk nie. Pa gaan stort en Christus skink vir elkeen iets te drinke. Dit word 'n gesellige aand. Selfs die ouer dogters is vanaand by. Die Du Plessis van 5 huise terug in die straat kuier lekkerder by hom as by Frank se huis. Sy broer kan mos nie uit die winkel wegbly nie. Daar is altyd iets wat hom daar hou of terugjaag. Die dat hy op die nippertjie daar ingedrafstap kom, toe hulle al klaar gedank is en aan die eet is. Christo laat niks omjaag, as sy ouers daar kuier nie. Hoe lank gaan hulle nog by hom hê? Maar dit is nie al nie. Hulle is almal hier op geleende tyd. Hy en Kluis, veral as hy dink hoe hy die noodlot al getart het in daardie einste wit en rooi blits, wat daar langs blou is, en die Land Rover onder die afdak geparkeer staan, word vervolg.